Die kinders is weer terug skool toe. Vir party ma's en pa's is dit heerlik, maar waar daar so baie kindertjies naby mekaar leef en speel, is daar dikwels ongenooide gaste. Ja, kopluise, ek weet, dis grillerig en jou kind se hare is altyd skoon, maar dit gebeur. Daai briefie wat jy van die juffrou afkry om te sê, jou kind moet nou maar liefs by die huis bly, hoor, want daar's ietsie wat die ouers mee moet aandag gee aan. So, waar kom dit vandaan en hoe hanteer 'n mens dit? Om hierdie vrae te beantwoord, het ons Ronel Gous, adjunko van Laerskool Lou Geldenhuys en Dr. Estelle Little, algemene praktisyn van Healthworks Cresta, hier by ons in die ateljee. Welkom julle. Okay. Kom ons begin eers by, so lelike woord, luise. Hoe kry kinders kopluise? Ja, wel, kopluise is maar 'n parasiet en dit bly maar op die kopvel. Mens kry 3 verskillende soorte. Daar's die Pibus spesie en die Corporus spesie wat op die algemene liggaam voorkom en dan is daar die Capitis spesie en dit is waarvan ons praat, is maar die kopluis. Ja. En ja, kinders, die luise spring maar van die een kop na die ander. Sodra hulle hoor. Dis nie 'n kwessie dat 'n luis van op jou kop kom omdat jy hom nie was nie. Nee, definitief nie. Nee. Nee, wat glad nie. Hulle kry dit eintlik omdat hulle saam speel, koppe te mekaar, ook as hulle mekaar se hoede leen, rekkies leen, kopbande leen. Ja, dit is nou die swempette. Ja, die swempette. Dis by maatjies gaan oorslaap, sulke goed, ja. Is dit so dat luise meer van skoon hare hou as van olierige hare? Nie regtig nie, enige hare. Die luis se voedsel is menslike bloed. So dit byt maar die kopvel. So dit maak nie saak of jou hare skoon of nie skoon is nie. So dit bly maar die kopvel is maar die aantrekkingskrag. Ek dink maar vir 'n klomp mense gehoor het hulle sê maar hulle was nie hulle kinders se kop nie want die olie help om die luise af te hou. Nee, was maar die kop. Ja. Jy praat van luise wat van menslike bloed leef. Onmiddellik is daar nou vir my 'n klomp rooi ligte wat opgaan en gevaartekens, maar is dit nie gevaarlik, die gesondheidsgewys nie? Weet jy nie, die parasiet se byt as sulks is nie gevaarlik nie, maar dit is wanneer die kindertjies die koppe krap en dan dan kry hulle infeksies, sekondêre infeksies en jy weet dit versprei maar. So mens moet maar probeer dat hulle nie die luise kry nie. Ja. In die skool by julle, wat is julle ervaring? Is maar 'n seisoengebonde ding? Nee, heeltemal nie. Hulle kry dit somer en winter, baie meer eintlik somer. So dit is nie seisoengebonde nie en ek moet sê as hulle dit kry dan is daar baie wat dit het. Dit versprei baie maklik. So ja, ons probeer dit maar beperk van die begin af. Hoe maklik versprei dit? Is dit so 'n ding wat 'n epidemie word? Is dit dat jy Dis hoekom die wet sê, daar's 'n wet van wet 63 van 1977. Ek dink hy's hersien, ek praat onder korreksie, in 1986 en hy sê die kinders moet by die huis bly. As jy kopluis het, dan mag jy nie skool toe kom nie, want omdat dit so maklik aansteek. En dis gewoonlik nie die neut wat aansteek nie, is wanneer dit nou ontwikkel het in die luis. En hulle kan tot 5 koppe per dag, as die luis daar is, 5 koppe per dag maklik aansteek. So klomp kinders bymekaar is nou die ideale broeigrond. So ons het 'n briefie wat sê jy moet jou kind kom haal en jy mag nie terugkom voordat sy kop nie skoon is nie. En interessant genoeg die wet sê dat 'n klinieksuster die kind se kop moet deurgaan en 'n sertifikaat gee dat die kop skoon is. So 'n mens moet jou kind laat ondersoek en dan moet hy moet gesertifiseer word deur 'n suster. Ja. En hulle sê 'n suster, ek neem aan dis maar net omdat die dokter nie altyd tyd het om vir ure, want ek meen jy moet haar vir haar deurgaan. So hulle sê dit moet dis wat die wet sê. Daar's baie ma's en pa's ek van weet wat nog nooit daai papiertjie skool toe gestuur het nie. Maar Dokkie Stel, vertel nou eers vir my kopluise, wat moet jy nou maak as jou kind dit kry? Want daar's allerlei goeders waarmee jy moet was. Ek weet een van die goed wat ek gebruik het op my kinders is nou van die mark af. Wat het 'n mens? Waar kan 'n ouer jouself in beroep? Ag weet jy die maklikste om van dit ontslae te raak is maar om die kop te skeer, maar ek weet die mammas wil nie eintlik graag die kinders se koppe afskeer nie of die hare van die koppe afskeer. 'n Mens kan die hare in asyn was, asynwerk. En dan moet 'n mens maar fisies gaan sit en die neute afhaal en die luise vang en die luise afhaal. So die neute wat die eiertjies is, sit gewoonlik so in die nek en agter die oortjies kry mense dit baie keer. So die mammas moet maar gaan sit 2 maal 'n dag en hierdie neute fisies afhaal met 'n dun kammetjie. Ja, en dan is daar is gemedikeerde shampoos en goed wat 'n mens kan kry. Daar's basies 3 hoofgroepe, die Lindani wat ons
ken as Gambex. Die parasprays wat Malathion in gehad het, wat 'n bietjie gevaarlik is, wat 'n mens meer op die kussingslope en so gebruik, maar jy kan dit ook op die kopvel spuit. En dan is daar Nitagon wat 'n permethoprin tipe van goed is. So ja, daar is meer gemedikeerde shampoos en spuite en goed wat mens kan gebruik. Maar die ding is, hulle oorleef 1 tot 2 weke. So daai neute as mens hulle nie fisies afhaal nie, kan oor 2 weke weer uitgebroei wees. En dis deel van 'n siklus nog. Dis deel van 'n siklus. So 'n mens moet jou die koppe vir 2 tot 3 weke daarna nog steeds ondersoek en as daar nuwe neute is, hulle afhaal. Daar's nou baie stories wat ek seker jy by die skool ook al gehoor het van wat jy moet gebruik. Suurlemoensap op die kind se kop en dan weet jy wat, ons sê vir die mamma, ek sê vir die mamma, wat goed werk is, gaan sit in die son, smeer olie aan die kop, dan gaan trek die luis af. Luise fisies af. Met 'n dun kammetjie. Nee, met jou vinger. Ja, maar jy kan hulle eers mooi lekker uit, dat jy elke haar die kammetjie haal hom nie altyd uit nie. Hy sit redelik styf. As ek die kinders se koppe deurkyk, dan haal ek 'n haartjie uit en ek wys vir die kind hoe lyk hy. En dis absoluut amper soos 'n sandkorreltjie aan die haar. En as die kind dan weet hoe dit is, dan kan hulle dit om hom uithaal, ja. So hulle moet dit maar fisies gaan doen. Wat 'n groot probleem is, die mamma moet nou afvat baie van die mammas werk die hele dag. Ja. So hulle moet nou afvat by die werk om dit te doen as hulle nie iemand het wat hulle kan help nie. En dis eintlik wanneer die mammas ontsteld raak. Hulle sê hulle werk. Ja, mens moet maar broodjie en botter op die brood sit seker, né? Ja, maar nee, maar dis maar deel van kinders hè, jy weet. Baie dankie julle vanmôre dat ons kom kuier het. Dis my bietjie grillerig en na aan die vel, maar julle het vir my 'n bietjie lig gegee, dankie. Plesier. Nou ja, dit was Andronel Gous en Dr. Estel Little wat oor kopluise gesels het.